Advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten. Goeiemôre Hendrik. Goeiemôre Willem en goeiemôre aan ons luisteraars. Ja, ek was so half onverhoeds betrap met jou tema van vanoggend en dit is rasseklassifikasie in Suid-Afrika. En toe jy dit sê dat dit die tema is, toe my eerste gedagte was, jy weet, ons leef in 'n tyd waar ons so baie hoor van rasse, maar in die laaste tyd het ons ook nog gehoor dat sekere mense byvoorbeeld status of vlugtelingstatus byvoorbeeld in Amerika gaan kry, maar dis so wyd omskryf dat jy eintlik nie weet wie wat word waar bedoel en wie's ingesluit en wie's uitgesluit nie. So as jy vanmôre in hierdie, ek dink 'n baie kontroversiële tema instap, waar begin jy en wat wil jy vir ons sê? Nou kom ons gaan eers terug na die Bybel toe. En ons almal ken min of meer die storie van die barmhartige Samaritaan. En dis daai gedeelte in Lukas basies, waar God sê met jy met die Here God lief met jou hart en met jou siel. En daar staan ook, het Jesus toe die vergelyking vertel van die barmhartige Samaritaan. En hy het gepraat van 'n Jood wat beroof is en half doodgeslaan is en langs die pad gelos is. En toe het hy ook gepraat van 'n rabbi wat verbygestap het, en toe hy die man sien, het hy een kant verby weggeloop, en dan het hy net een kant gekyk. Nou, hy het glad nie die mede-Jood wat langs die pad gelê het, te hulp gesnel nie. Nou, toe kom maar 'n Samaritaan verby. Nou, 'n Samaritaan was 'n halwe verbastering tussen 'n Jood en 'n ander hoe sal mense dit amper sê, ras. Ja. En omdat hulle 'n baster was hulle gesien as minderwaardig aan die Jode. Nou, die Samaritaan het toe gestop en hy het toe die Joodse man wat in die pad gelê het gehelp en sy wonde vir hom behandel, en hy het hom na 'n herberg toe geneem en hy het die Jood vir die herbergier gegee om dan nou gesond te dokter, en hy dan op die einde van die dag ook seker gemaak dat daar geld gegee word aan die herbergier, sodat die Jood dan nou uiteindelik op die einde van die dag kon herstel het, en dan nou verder met sy reis kon voortgegaan het. Nou, die vraag is baie keer, wat 'n mens vra, maar hoekom het die Joodse rabbi nie die Jood gehelp wat half dood langs die pad gelê het nie? Maar hoekom iemand wat as minderwaardig geag is deur die Jode, op die einde van die dag, toe die arme Jood gered het? En 'n mens kan dit eintlik sien as 'n diens van barmhartigheid. En dis waar die woord ook die barmhartige Samaritaan vandaan kom. En diens van barmhartigheid is iets wat 'n mens aan enige persoon kan lewer. Want ons almal het oor die algemeen 2 bene, ons almal het 2 arms, ons almal het 'n kop, ons het ore en 'n neus, en ons is, soos die Bybel ons leer ook, geskape na die beeld van God. Maar soos dit ons deesdae baie in die media dalk kan aflei, is daar baie verwysing na ras deesdae in Suid-Afrika. Want nou die vraag is, wat is jy nou regtig? Wat sê die Suid-Afrikaanse wet? As my ouma grootjie miskien anderskleurig was, is ek dan nou byvoorbeeld 12,5%
swart of 12,5% kleerling en dan nou 87,5% blank. Wat is ek? Dis soos iemand wat ek eenslag gekry het, wat saam met my gewerk het. Hy sê hy sit met 'n probleem en ek vra vir hom, wat is jou probleem? Hy sê hy is 'n Venda. En hy het 'n Venda van Chivasi. Maar sy kleinseun, wat se van op Chivasi is etnies 'n Venda, maar hy kan nie 'n woord Venda praat nie. En hy vra toe vir my, is hy dan 'n Venda? Of omdat hy net Engels praat, wat is hy? Want dit gaan moeilik wees as hy by die familie kom kuier, sy kleinseun, en hy kan nie 'n Venda praat nie. Maar nou gaan ons 'n bietjie verder, en ons gaan kyk, en kom ons gaan terug na 1950 toe. En ek dink baie van ons luisteraars was nog nie gebore in 1950 nie. En ons gaan terug na die wet op bevolkingsregistrasie. Dis nou wet 30 van 1950. Nou Willem, ek dink ek het jou ook al gevra, het jy ook al voorheen 'n ander ID-nommer gehad? Ja, ek het gehad en die laaste nommer of 2 het op 'n stadium verander. En jy weet seker hoekom? Ja, dit iets te doen gehad met die ras. Ek dink nie met man en vrou nie, ek dink dit is met ras. Ja. Ja. Nou kom ons gaan kyk. Hierdie wet het dan 'n persoon as die wet op bevolkingsregistrasie en dit het dan persone volgens hulle raseienskappe geklassifiseer en hulle is geregistreer volgens die apartheidstelsel. Maar onthou, wat interessant is, die wet is in 1950 tot stand gebring. Suid-Afrika het eers 'n republiek geword in 1961. Wat beteken, dis onder die Unie van die Republiek, Unie van Suid-Afrika gewees, wat de facto geval het onder Brittanje. So hierdie klassifikasie het basies ingekom voor Suid-Afrika 'n republiek geraak het. Nou ons almal weet, ons het 'n ID-nommer wat bestaan uit 13 syfers. Nou meeste van ons behoort te weet dat die eerste 6 het te doen met ons geboortedatum. Dit is die laaste gedeelte van die jaar waarin jy gebore is, dan is die maand en dan is die dag waarin jy gebore is. En dit is soos ons almal dit maar oor die algemeen het. En daarna volg dan syfers. Nou die volgende groep was 4 syfers wat 'n volgnommer is en dui op jou geslag. So die geslag van 'n persoon, as dit nou 7 tot 'n 10de syfer is, dit is nou byvoorbeeld 0001 tot 499, dan beteken dit dis 'n vrou. So mans sal dan nou bo 5000 wees. So dit is hoekom meeste van ons mans dan 'n 50 nommer het op ons ID. So as jy daar met jou ID boekie staan en jy wys dit en dit wys 32 en jou naam is Koos de la Rey, dan weet hulle definitief maar Koos de la Rey, daar's iets fout, want dit is veronderstel om 'n vrou te wees. Daarna is die derde groep van syfers, is die 11de en die 12de, wat dan jou burgerskap, oftewel jou bevolkingsgroep aangedui het. Nou in die ou dae was 00 gewees om aan te dui as 'n blanke, wat 'n SA burger is, of 'n 10 sou gewys het jy's 'n nie SA blanke burger. 01 sou beteken jy's 'n Kaapse kleerling, en 11 dat jy 'n nie SA burger Kaapse kleerling is. 'n nommer 02 sou wys dat jy 'n Maleier is, of 12 dat jy 'n nie SA burger Maleier is. As jy 'n Griekwa was dit 03 gewees. As jy 'n Chinees was, is dit 'n 04. As jy 'n Indiër was, is dit 'n 05. 'n ander Asiër 06, dit sal by voorbeeld soos 'n Japanees gewees het. En dan ander gekleerdes was 'n 07 gewees. Maar nou is die vraag, hoekom het ons ID-nommers verander?
En dan die laaste syfer, soos van die 13de een is dan wat hulle genoem het, 'n kontrolesyfer wat deel van jou nommer uitmaak. Sodat daar nie twee persone is wat dieselfde ID-nommer dalk het nie. Nou, vroeër jaar was mens nou byvoorbeeld geklassifiseer as 'n kleerling of 'n blanke of 'n maleier en daar het baie omstredenheid gewees ten opsigte van klassifikasie destyds van mense. Baie van ons luisteraars het al seker gehoor van die potloodtoets, waar hulle letterlik 'n potlood in iemand se hare gesteek het om te kyk of dit vassteek of nie. Want net so kry 'n mens kleerlinge met blou oë en met gladde hare. 'n Goeie voorbeeld daarvan is wat ons in Namibië kry, die reebotbasters. Nou beteken dit omdat iemand blou oë het dat hulle aan 'n sekere ras behoort of nie? Nou daai spesifieke klassifikasie het dan nou saamgeloop met verskeie ander wetgewing, onder andere die wet op die verbod van gemengde huwelike van 1949, wat dan verbode gemaak het vir 'n persoon van 'n ander ras om in 'n huwelik te tree met 'n ander persoon wat nie dieselfde ras is nie. Dan was dit die Ontugwet gewees, wat dan nou seksuele verhoudings tussen rasgroepe verbied het. En dan in 1957 was daar wetwysiging gewees wat dit selfs dan nou 'n misdaad gemaak het om belangstelling in of 'n voorneme om 'n verhouding met iemand anders van 'n ras te begin. Nou, dit is nou soos wat ons geken het rasseklassifikasie. Nou, op die 17de Junie 1991 het die Suid-Afrikaanse parlement die wet opgehef. En dit het daartoe aanleiding gegee dat ID-nommers verander het. Dat hulle nie meer kan sê, maar Nico Koeglenberg is 'n blanke of 'n nie blanke of 'n kleerling nie. Want ons almal is nou nie meer volgens ras geklassifiseer nie. 'n Goeie voorbeeld van 'n land wat dit eintlik baie suksesvol gedoen het is Namibië. As 'n mens gaan kyk na die Namibiese sensusuitslae, is daar nie meer 'n indikasie van hoeveel is blank, hoeveel is swart en hoeveel is kleerling nie. Daar kan 'n aanduiding wees van wat is persone se huistaal, maar almal word gesien as Namibiërs. Nou die vraag is, hoe word ek geklassifiseer in Suid-Afrika? Nou, wat baie interessant is dat Suid-Afrika is baie lief om enige dokument basies van die Verenigde Nasies dan nou te onderteken. En dit sluit in dat daar 'n verklaring deur die Verenigde Nasies gemaak is in 1922, die Verenigde Nasies se deklarasie van minderhede. Wat se doel is om die beskerming van regte van persone wat aan 'n nasionale of etniese groep of 'n godsdienstige groep of 'n sekere taalgroep behoort en wat 'n minderheid is, en om te verseker dat hulle sosiale maar ook politieke belange nog steeds deur die land beskerm word. En Suid-Afrika is ondertekenaar daarvan. Wat beteken dat tale soos die Khoi-taal en Afrikaans en byvoorbeeld Venda eintlik beskerm word of moet word in Suid-Afrika. Maar as ons nou gaan kyk, is daar meer as 140 stukke wetgewing wat na ras verwys in Suid-Afrika. En dis 'n baie netelige situasie in Suid-Afrika, want daar word verwys na voorheen benadeelde individu van verskeie rasgroeperings of etniese agtergrond, wat dan nou benadeel is voor of gedurende die einde van apartheid in 1994. Maar nou is die vraag, was 1994 die beëindiging van apartheid
omdat rasklassifikasie al reeds in 1991 afgeskakel is, of van die wetboeke verwyder is. Nou, die huidige regering gebruik dan verwysings na voorheen benadeelde persone of individu as 'n regverdiging vir die afdwinging van regstellende aksie, om dan nou ook werkgewers aan te moedig om sekere persone in diens te stel, en dan ook om sekere individue dan te bevoordeel, om historiese wanbalanse te bevorder en reg te stel, om Suid-Afrika dan ekonomies ook te transformeer. Nou, as mens gaan kyk na die voordele daarvan, is geregtigheid of gelykheid, deur dan nou gelyke geleenthede te gee vir individu wat histories benadeel was weens apartheid, diversiteit, om dan diversiteit in die werksplek aan te moedig. Ons sal byvoorbeeld onthou, as ons in 1990 in 'n bank ingestap het, was omtrent al die werknemers blank gewees. Vandag sien jy skaarse blanke agter 'n toonbank in die bank. Dan ekonomiese bemagtiging. Help met die ekonomiese bemagtiging van voorheen benadeelde gemeenskappe, om dan nou by te dra tot die breër sosio-ekonomiese ontwikkeling. Nou dit is wat voorgehou word. Maar, wat is die ander kant van die munt? Omgekeerde diskriminasie. Nou, die argument is dat dit mag lei dan tot diskriminasie, en dat tot benadeling van individu, wat nie deel is van hierdie aangewese groep, voorheen benadeelde individu nie. Dit kan ook tot daartoe bydra, dat daar 'n skaarste is aan nodige kundigheid. Nou, ons hoef nie eers verder te kyk as die staatskapingsverslag nie, en in alle eerlikheid kan ons sê, die spoorweë, Transnet, het in duie gestort, as gevolg van byvoorbeeld kaderontplooiing en inmenging. Die Suid-Afrikaanse lugdiens, wat eers uit trots van Suid-Afrika was, het ineengestort as gevolg van persone wat onbevoeg is om hulle werk te doen. Die Suid-Afrikaanse poskantoor het in duie gestort en maak 'n verlies. Baie staatsentiteite, maatskappye, is op dieselfde pad, soos Krygkor en Denel. En 'n mens hoef nie eers doekies om te draai daarvoor nie, maar dit is die werklikheid. En om dit alles te kroon, het ons Langstaal aanlegte een van die dae sluit hulle finale deure, want weer eens is dit dat die nodige prosesse nie gevolg word om ons mense te beskerm nie. Nou die vraag is, hoe bemagtig jy mense? Bemagtig jy deur 'n klein groep mense goed te gee, soos wat hulle 30% van meer Elon Musk Starlink wou gehad het, of bemagtig jy mense deur vir hulle werk te gee, dat hulle vir hulle gesinne kos op die tafel kan sit? Nou, dit alles is implementeringsuitdagings. En die vraag bly nog steeds staan, is dit reg dat persone wat na 1994 gebore is, nog steeds onderworpe word aan regstellende aksie? Want almal is mense, en volgens God se oë is ons gelyk geskape. Maar ook volgens die grondwet is ons almal veronderstel om gelyk te wees. Nou, ons weet ook dat in Suid-Afrika daai rasklassifikasie nie meer bestaan nie. Maar nou die vraag is dit onwettig as Koos Dillery by sy rasklassifikasie skuif, hy is 'n Afrikaner, of is hy 'n blanke, of is hy 'n Europeër? Gaan dit verkeerd wees as hy miskien homself as 'n Afrikaan assosieer? Nou, ons almal weet, is 'n baie netiglige kwessie, maar met rasklassifikasie wat nie meer bestaan in Suid-Afrika nie, kan dit tog nie 'n misdaad wees as jy jouself
assosieer met 'n sekere rasseklassifikasie nie. Soos wat ons gesien het met die storie van die barmhartige Samaritaan, waar die rabbi wat verbygestap het, nie eers die arme Jood wou gehelp het wat langs die pad gelê het nie, maar 'n Samaritaan wat amper as melaats gesien was omdat hulle van gemengde afkoms was, het die persoon gehelp omdat hy 'n mens is. So veral met die ophef wat gemaak word en ras wat so hoog opgedruk word tot nadeel van die Suid-Afrikaanse ekonomie en die Suid-Afrikaanse Suid-Afrika oor die algemeen. Want met persone van alle rasse met wie ek te doen het en met wie ek interaksie het almal dieselfde behoeftes om 'n werk te hê, om gelyk behandel te word. En selfs anderkleuriges is baie ongelukkig dat met swart ekonomiese bemagtiging net 'n sekere klein elite bevoordeel word. En ek wil hierdie vraag by ons luisteraars laat. Klassifiseer, het jy die reg om jouself te klassifiseer? Want sommige mense is 'n boer en ander klassifiseer hulle self as 'n Afrikaner. Of het jy die reg om jouself as 'n Afrikaan te klassifiseer omdat jy van Afrika is? Ek dink nie daar's enige iemand wat al skuldig bevind is daarvoor na die herroeping van die rasklassifikasie, dat hulle geklassifiseer kan word volgens wat hulle self mee assosieer nie. So wanneer mens weer 'n vorm invul en daar staan white of black, is jy regtig spierwit soos 'n foliopapier of 'n stuk drukpapier, of is jy pikgiet swart soos die nag? Ek dink nie so nie, want as dit gaan volgens jou velkleur, dan is dit eintlik diskriminasie. So daar sal niks verkeerd wees as jy die boksie tik waar daar staan other of ander nie, of as jy net daaronder aan albei doods trek en jy skryf jouself as Afrikaner of Afrikaan. Want wat is verkeerd daarmee dat ons nog steeds net as mense kan assosieer? Ja, ons het ons eie taal, ons het ons eie gelowe en ons het eie kultuur wat ons uitleef. Maar dit maak ons nie minderwaardig nie en ons het nog steeds die reg om trots te wees op wie ons self is en met wie ons onsself assosieer. So, volgende keer voor 'n mens jou rasklassifikasie iewers neerpen, dink 2 keer, wat is jy? Assosieer jy dalk as 'n Christen of 'n heiden? So, ek laat die vraag by ons luisteraars. Rasklassifikasie is afgehaal van die wetboeke af. Gaan hulle jou kan bewys dat jy dalk 'n 10de swart is en as swart assosieer, of iemand is 'n 10de blank en hy assosieer as 'n blanke of 'n Afrikaner? En ek dink dis 'n vraag wat ons self ons moet afvra. Want op die einde van die dag, soos die barmhartige Samaritaan, is ons almal maar net mense. Gelyk voor God se oë, gelyk geskape, en as daar dan 'n sekere kenmerk gebruik word wat nie inherent nodig is vir die uitvoering van 'n werk nie, dan kan dit mos niks anders wees as diskriminasie. Hendrik, ja, ek hoor alles wat jy sê, want ons leef in 'n tyd waar dit uitdagend is om reg en goed en ja, ook polities reg te praat oor ras. Maar dit wat ek hoor agter jou praatjie is eintlik net die Bybelse beginsel van respek, liefde en eerbied vir mekaar. En eintlik niks meer nie, of niks minder nie. Korrek. En as 'n mens gaan kyk na die 1993 grondwet, dit is ons waarvoor die lot ja en nee stemme was destyds ook. En dit is wet 2000 van 1993. Het dit voorsiening gemaak dat 'n persoon wat Suid-Afrikaanse burgerskap op of voor
die inwerkingstelling van die tussentydse grondwet verkry het, word nie gesien as 'n voorheen benadeelde individu nie. So, iewers moet daar 'n sonsak-klousule wees. En al is dit wat op die huidige oomblik besig om te gebeur met ons huidige regering, dieselfde wat gebeur het met die vorige regering, is dit dalk die enigste manier, en ons kan dalk ons hemelse Vader daarvoor dank, dat daar moontlike geleentheid is, om seker te maak, dat almal gelykgestel kan word voor die reg, en soos ons sê, sonder diskriminasie. Hendrik, jy weet, die reg is partykeer so reg om ons reg te help, maar agter die reg is, weet ons, en ons is baie dankbaar oor eintlik om te sien dat ons hele reg ook nog steeds die beginsels van die skrif as agtergrond het. Die fondasie van die skrif is eintlik ons hele westerse samelewing se manier van leef en optrede, en ook van die reg wat kom van die Europese lande ensovoorts. As jy 'n laaste woord wil sê oor hierdie aangeleentheid van rasklassifikasie, wat sal jy as 'n wegstuurboodskap gebruik? Voor jy jouself wat klassifiseer op 'n stukkie papier en jouself in 'n boksie insit, dink uit die boks uit. Want ek is nie wit nie, want ek lyk nie soos 'n vel 'n druk papier nie, maar ek weet ek is van Afrika, en ek weet ek is 'n Afrikaner, by definisie, van die feit dat 'n mens Afrikaanse kultuur, taal en tradisie aanhang. So, moenie 'n mens het die reg om jouself nie te laat boelie, om binne 'n rasboksie getiek te kan word, want daai wetgewing is al lankal van die wetboeke afgewyder. En wie gaan Nico Koeglenberg hof toe vat as hy 'n aansoek doen en hy sê hy is swart? Want ek weet van ouens so Thabo Bester, wat die naam kan vir jou enige kant toe gaan. As jy Thabo Bester sien, is hy wit, of is hy swart? Net so het hulle Janie Koekemoer gekry wat blank is, en hy is 'n Janie Koekemoer wat 'n kleerling is, en dan sal Janie Koekemoer wat swart is. So dink 2 keer voor jy jouself in 'n boksie laat plaas. Ja, en die goeie raad kom van advokaat Hendrik van Staten, wat ons laat dink oor die reg, en vandag spesifiek oor rasklassifikasie in Suid-Afrika. Baie dankie, Hendrik. Tot 'n volgende keer. Dankie, 'n geseënde week vir jou Willem, en 'n geseënde week aan ons luisteraars.